hoekom moet ons Levitikus doen? Lukas hoofstuk 24. Nou net die prentjie vir julle skets. Jesus is gekruisig en daai Sondagmôre stap twee van die ouens en hulle stap Emmaus toe en hulle is baie moedeloos. En Jesus verskyn aan hulle weet nie dis hy nie en Jesus vra vir hulle, hoekom is julle so moedeloos? En hulle sê wel, hulle het nou, jy weet, 'n pad saam met hierdie man gestap, hulle het regtig geglo hy is die Messias, hy is gekruisig en hy is begrawe en nou het ons vanoggend gehoor sy liggaam is ook nog gesteel en nou weet ons nie meer nie. Nou, kyk gou saam met my Lukas 24 vers 27 en verder. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Nou stop net gou daar. As hulle hoor en hy het begin van Moses af, wie weet wat se boeke in die Bybel is dit? Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dis die boeke van Moses. So Jesus het duidelik na Levitikus verwys. Hoe kyk na vers 28. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons want dit is amper aand en die dag het al gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. Hoor nou hierdie woorde. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Ek is Bybels oortuig dat 'n regte verstaan van Levitikus sal die hart brandend maak oor wie Jesus Christus is. Levitikus gaan oor Christus, daarvan is ek baie oortuig. Hierdie is 'n boek wat 'n beeld van Christus skep. Baie van ons sal vanoggend bely, as ek vir jou vra, ken jy die Here Jesus Christus? Sal jy sê, ja, ken hom. Ek sal vanoggend bereid wees om 'n stelling te maak en te sê dat, as ek en jy nog nie Levitikus bestudeer het nie, het ons nog bietjie 'n gebrekkige kennis van wie Jesus is. Dit is wat Levitikus doen. Weet julle wat met jou ingesteldheid wees? Ek het so daaraan gedink. Toe ek 'n kind was, wel ek is amper 43 en ek is nog steeds so. My gunsteling verhaal is die ene wat begin met kinders wat in 'n solder of in 'n afgeleë vertrekkie in die huis kom waar daar nooit mense kom nie. En hulle kom op hierdie houtkus af en hulle maak hom so oop en hulle begin dinge uithaal van hulle oupas en oumas en van hulle oupas en oumas se oupas en oumas en hulle haal al die ou goed en swart en wit foto's en in 'n sekere sin is daar van daai goed wat hulle, ja, lyk of hierdie mense amper dieselfde as ons was, maar dit is so ver verwyderd dat hulle nie alles verstaan wat hulle uit daai kus uithaal nie. En dan begin die verhaal op so 'n soektog om te verduidelik wat alles in daai kus is. Partykeer is daar 'n skat wat ontdek moet word, daar's 'n kaart wat na 'n skat toe wys. En ek dink dis so met Levitikus. Ons gaan dinge uit hierdie kus uithaal wat 3500 jaar oud is. Beelde wat ek en julle nie verstaan nie. Die priester se klere drag, die offers, hoekom al daai bloed, hoekom daardie diere, hoekom daardie mense, hoekom die reiniging. Ons gaan dinge uit hierdie kus uithaal wat 3500 jaar oud is. Niemand van ons lewe meer soos daardie mense nie. Maar wanneer ons hierdie dinge bymekaar sit, dan behoort ons 'n duidelike beeld te sien van wie Jesus Christus is. Dit gaan my doel wees deur die hele reeks. Ek glo dat Jesus Christus sal vir jou meer kosbaar wees as ooit aan die einde van hierdie reeks. So kom ons noem die reeks Levitikus 'n afbeelding van Christus. Dis waaroor Levitikus gaan. Daar's baie, ons kan sê Levitikus gaan oor 'n heilige God en sy mense. Daar's baie temas. Ek sou graag die tema wou kies, Levitikus 'n afbeelding van Christus. As jy al ooit Hebreërs deurgelees het, dan sal jy baie vinnig sien dat Hebreërs 'n verklaring van Levitikus in 'n groot mate is en oor wie Jesus Christus is. Ek het Woensdag aand vir die ouens gewys voor hierdie lig van die dataprojektor. As ek my hand voor hom hou, kan jy op die skaduwee van die muur, sal jy sien ek het 'n hand, jy sal kan sien ek het 'n horlosie aan en as ek 'n trouring aan het, sal jy hom kan sien, maar verder gaan jy nie al die details sien nie. Dis net 'n skaduwee. En dis in 'n sekere sin wat Levitikus is. Dis 'n skaduwee van Christus. En ek wil vir julle wys dat as die skaduwee so mooi lyk, hoe besonder is Christus dan nie regtig nie. As hierdie die skaduwee is waarna Hebreërs verwys. So is julle reg om te begin met Levitikus. Levitikus hoofstuk 1, vers 1.
En die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê, net tot daar, vers 1. Nou ek gaan nie die hele Levitikus net een vers op 'n slag hanteer nie, want ons gaan hoofstuk hanteer. Ek gaan vanoggend net die eerste vers. Ek wil net vir julle iets wys uit hierdie gedeelte uit, voor ons verder gaan. Hoekom Levitikus? En ek gaan dit uit daai vers uit wys. Ek het al vir julle gesê, in my voorbereiding skryf ek die teks uit of ek tik hom uit, en dan teken ek vir myself prentjies en omkring werkwoorde en sekere woorde wat uitstaan. As ek nou vir die kinders byvoorbeeld sou vra en sê, die woorde uit die tent van samekoms, dan dis woorde wat ek en julle nie gebruik nie. Dis woorde wat nie vir my en julle bekend is nie, en hierdie dinge het bietjie verklaring nodig. So hoekom Levitikus? Eerste rede, in die teks, want dit is deel van die Bybel, dit is deel van die kanon. Heel eerste rede, want dit is deel van die Bybel. En julle sê, ja nee, dis self, ons kan dit almal raak sien. Maar net vir interessantheid, hoofstuk 1 vers 1. Hoekom wie begin 'n boek? Wie van julle het al boeke gelees en die boek begin met die woord en? 'n Nuwe boek, so 'n boek op sy eie, en daai boek begin met die woord en. Dis nie hoe jy 'n boek begin nie. Jy begin nie 'n boek met die woord en nie. Wat beteken daai woord en? Dit volg op iets. Daar moet iets voor dit wees. As jy net so terugblaai, blaai letterlik net een bladsy terug in jou Bybel. Net een bladsy terug. Eksodus 40 vers 34. Party van julle Bybels gaan hom sommer langs aan hê. Dit is die vorige bladsy. Eksodus 40 vers 34. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek. Hoe sien julle daai woord? Tent van samekoms. Selfde taal. Net vir julle die prentjie skets. Hierdie is by die berg Sinaï waar die tabernakel voorberei is, die tent van samekoms. En die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel gevul het. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op hulle togte. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel op hulle togte. Levitikus 1 vers 1, en die Here het Moses geroep. Gaan net aan. Is deel van die Bybel, is deel van die hele verhaal. Dit sê vir my en julle dat die agtergrond belangrik is. Nou, weer eens, wat is die eerste 5 boeke? Wat die kinders kan my help? Elmar, Lodewyk, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dis die eerste 5 boeke. Die groot woord wat hulle vir dit gebruik is die Pentateeg. Die eerste 5 boeke van die Bybel, die eerste 5 boeke wat deur Moses geskryf is. En Levitikus is in die middel, vir 'n spesifieke rede. Maar ek gaan dit later, soos ons deur Levitikus gaan ek al daai dinge vir julle wys. Ek het natuurlik op 'n stadium gedink, ek kan vir julle wys die struktuur en hoe Levitikus in mekaar ingedeel is. Dit verveel my, so ek gaan dit nie met julle doen nie. Ek dink daar's baie waarde en as ek sê dit verveel my, moet my nie verkeerd verstaan nie, want daar's 10 ouens en elkeen het 10 verskillende maniere hoe hulle dit indeel. Ek gaan by hom bly soos 'n verhaal soos wat hy geskryf is en hoop dat dit vir my en julle kan help. Genesis vertel die verhaal van die begin. Onthou julle die skepping, en Genesis vertel die verhaal van die sondeval, hoe die mens uit die teenwoordigheid van God uit is, en dan eindig Genesis. Waar is Josef hulle in die einde van Genesis? In watter land? In Egipte, waar hy weggevoer is. Waar begin Exodus? So, Genesis is van die skepping af die sondeval en vervreemding van God af. Exodus begin met slawerny in Egipte. Hulle was net oor die 400 jaar in slawerny gewees, dan die 10 plaag, God verlos hulle, en hy vat hulle uit Egipte uit, en hy bring hulle tot by die berg. Levitikus is hoe hulle nou weer met God versoen word. So ons kan nie Levitikus uitlos nie. As Genesis die boek van die begin is, dan is Exodus die boek van verlossing, en Levitikus is die boek van versoening. Ons kan nie die een sonder die ander een nie. Nou, Levitikus is deel van die Bybel. Net vir interessantheid. Toe Jesus op aarde was, het hy gereeld verwys na die wet van Moses. Julle het dit al raak gelees, Matteus, Markus en Lukas doen dit. Die wet van Moses. Het Jesus nie na Levitikus verwys nie? Hy het. Daar's oor die 40 verwysings waar dit verwys het na die wet van Moses, en die aanhalings is duidelik uit Levitikus uit. Ons lees in die Nuwe Testament
van Levitikus onder andere uit Matteus, Markus en Lukas, Handelinge, Korintiërs, Jakobus, Petrus, Romeine, Galasiërs en veral Hebreërs verwys na Levitikus toe. So die eerste rede is eenvoudig, dis deel van die Bybel. Party beweer dat daar word tot 40 na Levitikus keer verwys in die Nuwe Testament. Nog net dit, dalk gaan hierdie prentjie julle help, want dit het my gehelp. In Exodus kom die volk voor die berg en God se heerlikheid verskyn oor die berg. Moses kan tot bo gaan, die ander so in die helfte en die ander moet onder aan die voet van die berg bly. Ek weet nie of julle dit nou al raak gelees het nie. Dis die plek van ontmoeting. Hulle was net oor 'n maand, het hulle by die berg gebly. Julle weet die volk het vir 40 jaar lank wat gedoen? Rondgeswerf. Nou, hulle kan nie die berg optel en saamvat nie. Dit gaan nie werk nie. Hulle kan ook nie elke keer terug na die berg toe gaan om met God te ontmoet nie. Dis waar die tabernakel inkom. Die tabernakel is gebou, dit is letterlik, ons gebruik die woord tabernakel, dis 'n tent. Dis 'n tent wat hulle kon opslaan en afslaan soos wat hulle trek, sodat God met hulle kon wees. So dis belangrik in hierdie gedeelte om dit te verstaan. Levitikus berei hulle voor vir die teenwoordigheid van God. Oor hoe gaan ons dan tot hierdie heilige God nader? So die eerste rede, dis deel van die Bybel. Die tweede rede, want dit is die woord van God self. Kyk wat sê vers 1. En die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê. Dis asof Moses op het hamer. Hierdie is letterlik die woorde van God. Iemand het eendag vir 'n vrou gevra, hoorie, het jy al reg hierdie Bybel gelees? En sy sê, weet jy, ek het nog nooit reg hierdie Bybel gelees nie. Ek het al groot opeenvolgende gedeeltes gelees, en ek het al Genesis en Exodus gelees, en ek geniet dit om Genesis en Exodus te lees, maar Levitikus het vir my so vervelig gelyk, dan nou ek net daar op. Nou wil ek vir julle sê, soos wat ek vir myself in my eie hart gesê het, om van Levitikus as vervelig te praat, mis die hele punt. Kom ek stel dit bietjie sterker. Ons behoort nogal skaam te kry as die teks sê God het gespreek en ek voel dis vervelig. Behoort nogal skaam te kry as dit so is. Ons dink nie reg oor hierdie goed nie. Luister mooi, een van die kenmerke reg deur die boek Levitikus is die woorde die Here het met Moses gespreek. Die ander alternatief wat gebruik word is en God het die opdragte gegee. Vir interessantheid, 56 keer in 27 hoofstukke. Dis ten minste 2 keer in elke hoofstuk. En God het gespreek. Jou vrou sal nie daarvan hou as jy nie na haar luister en jy sê sy's vervelig. Dalk het jou vrou al vir jou gesê, jy hoor nie 'n woord wat ek sê nie. Hoeveel te meer as God spreek en ek en julle het 'n gevoel van hierdie is vervelig. Om vir die Here te sê dit wat hy nou sê is vervelig. Kyk net gou vers 1. Kom ek wys julle iets. En die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê, blaai gou aan na die heel laaste vers van Levitikus. Levitikus 27 vers 34. Kyk gou daar saam met my. Levitikus 27 vers 34 sê, dit is die gebooie wat die Here Moses by die berg Sinaï vir die kinders van Israel beveel het. Wie van julle sien dit raak? Hy begin met God wat praat en hy eindig met God wat beveel het. Dis Levitikus. Ons moet vir onsself sê, hier is die rede hoekom Levitikus, want dit is die woord van God. Levitikus is die woord van God. Weet julle wat behoort my en jou gesindheid te wees? Ek het lank terug 'n illustrasie gehoor by 'n kursus wat ons bygewoon het oor berading. In Amerika is 'n firma met die naam E.F. Hutton. Nou ek weet nie of enigiemand van die firma weet nie, maar wat dit eintlik so interessant maak is hulle advertensies. Die firma se naam is E.F. Hutton. Een advertensie, daar's 'n klas, klein kindertjies, Lodewyk hulle se ouderdom, en dan vra die juffrou vir die klas, sê vir my die alfabet op. Hulle slagspreuk, E.F. Hutton se slagspreuk is, when E.F. Hutton speaks, everybody listens. Nou die advertensie gaan so, dan staan die eerste dogtertjie op A, seentjie sê B, hierheen C, D, en dan E, F, en dan raak dit so stil.
tot die ou wat buite gras sny, hou op gras sny en sit die grasnyer af. En dan sê daai kind, E.F. Hutton, when E.F. Hutton speaks, everybody listens. Hoeveel meer moet dit nie waar wees as God spreek nie? As God iets sê, moet ek en julle nie gesindheid hê van, hierdie boek lyk vervelig nie. God sê dit, ek luister. Punt. Dit is wat in hierdie boek behoort te gebeur. Kan julle dink as Moses daar teen die berg opgegaan het en die Here sê vir hom beveel hierdie ding en Moses sê vir die Here, hierdie dinge gaan vir ons nie werk nie. Is dit die opsie hierso? Nee, dis bevele. Dit was nie opsioneel nie, is nie keuses nie. Ons moet so wees as ons dit hoor en God het gespreek. Dit moet so wees. Weet julle wat? Ons sukkel met ons gedagtes in die kerk. Hier staan van julle wat nou al weet hoeveel panele teen die dak is. Ek weet nog nie, ek het hulle nog nie getel nie. Maar dit moet so wees as die predikant of die teks lees en dit sê en God het gespreek. Dan vergeet jy van alles om jou. Die hitte, die horlosie, wat ook al dit kan wees. En jy luister na die woord van die Here. Dit moet ons ingesteldheid wees. Weet julle, hierdie gedeelte is duidelik. Levitikus moenie net gelees word nie, dit moet bestudeer word. Dis dalk die fout. Ons lees dit, maar ons bestudeer dit nie. Blaai gaan na 2 Timoteus 3 vers 16 toe. Onthou, die tweede motivering is, dit is die woord van God. Kyk gou 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16, die baie bekende vers wat ons altyd gebruik oor die genoegsaamheid van die skrif, dat die Bybel vir ons genoeg is. Wat ek doen, hier is nou 'n voorbeeld, maar ek weet nie of almal dit sou kan sien nie. Ek gebruik verskillende kleure as dit iets is wat uitstaan of opdragte van die Here af. Ek krap, hierdie Bybel is al so gekrap, nou in 2 Timoteus 3 vers 16 is sekere dinge in rooi. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif het ek met rooi omkring, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, deurlegging en dan gaan hy so aan. Nou wil ek vir julle help dink. Toe Paulus 2 Timoteus 3 vers 16 skryf, waarvan het hy gepraat? Want die Nuwe Testament was nog nie klaar saamgestel nie. Ek weet, ons sê die hele Nuwe Testament is deel van daai vers en ek glo dit met my hele hart, want Petrus verwys met dieselfde gesag na Paulus se geskrifte as die apostels en die profete en die res, maar dis nie die punt nie. Toe 2 Timoteus 3 vers 16 geskryf is, was die Nuwe Testament nog nie saamgestel nie, maar wat was? Die Ou Testament. Onder andere die wet van Moses. Toe Paulus skryf, die hele skrif is deur God ingegee. Met ander woorde, sy woord, sy asem, was Levitikus deel van dit. Levitikus is letterlik die woord van God. Weet julle, God het nie vir jou Psalm 23, Psalm 2, Johannes 3 vers 16 en Romeine 8 vers 28 gegee dat dit vir jou genoeg kan wees nie. Dis ons gunsteling gedeeltes. Party mense lees nie eers die Ou Testament nie, hulle het miskien van die Psalms, miskien Genesis 50 vers 20, wat amper dieselfde as Romeine 8 vers 28 is. God het vir jou die hele Bybel gegee. En Levitikus is dit. Wat verwag het van my en jou in hierdie reeks dan? Wil julle vra, lees hierdie boek op jou eie deur. Ek weet daar is baie goed wat ons nie verstaan nie. Is baie dinge wat ek nog nie verstaan nie. Ek is benoud. Maar lees die boek deur in die tyd wat kom. Bid dat die Here ons sal help, dat ons harte warm sal word wanneer ons Christus in Levitikus raak sien. So nou 'n bietjie meer oor dit sê as ek afsluit. Wil vir julle vra, bid vir my voorbereiding in hierdie reeks. Ek het 'n paar keer hierdie week vir mense gevra, bid maar vir my. Daar's 2 dinge. Een is om dit reg te verstaan. Daar is min boeke wat al so geallegoriseer is as Levitikus. Allegorie beteken vergeestelik. Een ou sê die steentjie beteken dit, 'n ander ou sê dit het dat beteken. Die een ou sê die purper wys na dit, 'n ander een sê purper verwys na dat. Ek wil wegbly van al die allegorie af en net dit sê wat die Bybel self verklaar. Dit maak dit vir my belangrik. Maar bid ook vir my dat en vir ons almal dat ons harte voorberei sal wees as ons dit hoor elke Sondag. So die eerste rede, dis deel van die Bybel, die tweede rede, dit is God se woord, die derde rede, die laaste ene, want dit gaan oor God se teenwoordigheid. Kyk na vers 1. En die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms. Ek en julle lees in ons Bybelleesprogram en die Here het met Moses hom geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand vir my 'n offer wil bring, en ons dink nie wat dit beteken as dit sê tent van samekoms nie. Nou, ons
doen nie 'n studie van dit nie. Wat se samekoms? Wie kom by mekaar? Weet julle wat het my getref Woensdae aande in Exodus? Blaai net so 'n paar bladsytjies terug. Wat my regtig getref het, 'n groot deel van Exodus was ook altyd net vir my goed wat gemaak moet word vir die tabernakel en verstaan nie al die, ek weet nie eens hoe lank is 'n el nie, ek weet nie hoe lank is 'n el nie, ek weet nie wat se diere hulle eers altyd van praat nie. Maar weet julle wat staan uit Exodus 25 was die voorbereiding van die tabernakel, 24 en 25, veral 25. Exodus 25 vers 8, jy lees van die kandelaar en die ark en die tafel met die toonbrode, maar dan lees jy 'n vers soos Exodus 25 vers 8. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Jy is veronderstel om daar 'n groot rooi stopteken te skryf en te sê, wow, voor ek verder lees. God wil by ons kom woon. Een hoofstuk terug, Exodus 24 vers 11. Julle weet niemand mag God sien nie, jy sal sterf. Maar met die instel van die verbond, en ek het dit verduidelik Woensdae aande, dit is 'n genadeverbond. Dit was eers genade en toe kom die wet. Mense dink verkeerd as hulle dink die Ou Testament is wet, later kom genade. God het hulle eers uit Egipte uit bevry deur genade en toe vir hulle die wet gegee. Dis 'n genadeverbond. Exodus 24 vers 11. Maar hy het sy hand nie na hulle uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie, en hulle het God aanskou. Daarop het hulle geëet en gedrink. Jo. Ons sal dit vanaand in die nagmaal doen. 'n Ete in die teenwoordigheid van God behoort jou te verstom. Die tabernakel was 'n tent wat opgeslaan en afgeslaan kon word, sodat hulle kon weet, God is teenwoordig by hulle. Dis wat die tabernakel was. God het hulle op die berg ontmoet, maar hulle moes trek, en die tabernakel is dit wat saamgetrek het, met dit wat daarin was. Ons gaan dit, so wat se samekoms? God en sy mense. Dis wat vers 1 sê, dit praat van God en sy mense. God het by hulle kom tent opslaan, is die regte woord. God het onder hulle kom tent opslaan. Blaai na Levitikus 26 toe, dan gaan ek afsluit. In Levitikus 26, vers wat jy kan onderstreep of memoriseer, ek gaan van vers 11 af lees. Levitikus 26 vers 11. En ek sal my tabernakel, my tent, onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afskeid hê nie. Dis jou diepste begeerte, dat God nie in jou 'n afskeid het nie. Dis die mens se grootste behoefte, vers 12. En ek sal in julle midde wandel, en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipteland uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie, en ek het julle heerskeie verbreek, en het julle regop laat loop. Wie van julle wil beter verstaan wat dit beteken dat God met jou teenwoordig is? Want dis waarmee Levitikus ons gaan help. Dis hoekom ek en julle Levitikus moet doen. Levitikus is die boek oor God se teenwoordigheid met sy mense. Hulle moes nie 'n tree verder gee sonder daai tabernakel. Nie 'n tree verder. In hierdie tent was onder andere die ark wat die hoogtepunt was van God se teenwoordigheid. Ons gaan verduidelik wat dit beteken dat die bloed oor hom gegooi is. Ons het dit Woensdag aand ook gedoen. In hierdie tabernakel was onder andere die tafel met die toonbrode, 12 brode wat hulle sou herinner het dat God vir hulle sorg. Wie van julle wil net meer glo dat God vir jou alles sal gee wat jy nodig het? Dit was die doel van die tabernakel gewees. En dan was daar die kandelaar met die 7 lampe op, en daai lig, net vir interessantheid, het op die tafel van toonbrode geskyn. Dit is 'n donker tent, as jy die materiaal kyk wat om dit was dit pikdonker daar binne. En die olie moes altyd daar wees, dat daai vlamme altyd kan brand, om hulle vir altyd te herinner dat God vir hulle sal gee. God is die God wat voorsien. So kom ek maak klaar. Kom ek sluit af met Johannes hoofstuk 1. Ek en julle lewe nie in daai tyd nie. Ons pak die goed uit die kus uit. Dit praat van iets uit 'n vorige eeu, wel baie eeue. 3.500 jaar. Nou sukkel my wiskunde. 35 eeue terug. Jan Hendrik, is dit reg? 3500 jaar, 35 eeue. Dis okay. Dis lank terug. Ons kan hierdie goed. Maar kom ek sê vir julle hoe werk dit met my en julle. Johannes 1 vers 14.
En die woord, dit verwys na Christus, het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, en dan gaan hy so aan. Net vir interessantheid, wie weet in vers 14, en die woord het vlees geword word en onder ons gewoon. Wie weet wat daai woord in die Grieks regtig beteken? Gewoon. Is enigiemand wat al ooit gehoor het wat daai woord beteken? Daai woord, skainoe, beteken tent, opgeslaan. Dit maak dit interessant. En God het mens geword in Christus, en hy het sy tent onder ons kom opslaan. Ek en julle kyk nie meer na die beelde van Levitikus nie. Ek en julle kyk na Christus. Levitikus gaan ons help om te verstaan wat Jesus regtig kom doen. God het vir ons dieselfde voorsiening gemaak, net in 'n baie meer persoonlike wyse en in 'n baie duideliker manier om te sien waaroor alles gaan. Levitikus is die bouplanne vir God se plan om onder ons te kom woon. Dit was 'n beeld van wat hy gaan doen. Het julle al hierdie inkleerboeke gesien met die klomp swart lyntjies, en dan is daar 'n klomp enetjies en 2's en 3's en 4's, en dan is daar riglyne, jy moet al die 1's moet jy rooi inkleer, al die 2's moet jy blou inkleer. Julle het dit al gesien. Jy kan amper niks sien nie, dis net 'n klomp lyntjies en nommers. Dan vat jy daai inkleerpotlode en jy kleer dit in, soos wat hulle vir jou sê. En as daai inkleerboek, as daai prent klaar ingekleer is en jy het hom reg ingekleer, dan sien jy wat dit is en dis die mooiste prent. En dis wat ons met Levitikus gaan doen. Ons gaan die nommertjies reg inkleer, dat ons Christus kan sien soos wat hy regtig is. Nog een toepassing en dan gaan ons saam bid. Let net op, daai woorde, die Engelse Bybels dink ek vertaal hom vir my bietjie beter, en God het Moses geroep. Van die Engelse vertalings vertaal dit met and God commanded Moses. Dis nie 'n roep waar Moses gesê het, okay, en dit was 'n bevel van God af. Kan ek 'n toepassing maak vir die moderne kerk? Die hedendaagse kerk se grootste probleem is dit. Ons dink ons kan God aanbid soos ons wil. En Levitikus gaan ons help. God kan alleenlik aanbid word soos wat hy voorskryf. God bepaal die termes en die voorwaardes, en dit is nie opsioneel nie. Levitikus 1 vers 1 maak dit duidelik, en vir al die res, God het nie vir Moses 'n keuse gegee, gesê, hoorie, hoe wil julle dit vir my doen, en hoe wil julle dat vir my doen nie? God het vir Moses gesê, dis hoe julle dit doen. En ek en julle moet dit verstaan vanoggend. Een van die grootste foute van die kerk van ons tyd, is dat mense dink ons kan God aanbid op ons eie inisiatief. Dit is nie ons inisiatief nie, dit is God se inisiatief. Psalm 119 vers 8, ek het al baie vir julle gesê, ek sal u loof van opregtheid van hart, as ek u voorskrifte ken. Jy kan God nie opreg aanbid, as jy nie weet hoe nie. God sê vir ons ook hoe. Ek het nou een Woensdag aan het gesê, Christendom is nie 'n demokrasie nie. Christendom is nie 'n demokrasie waar almal saamkom en sê, dis hoe ons die Here wil aanbid nie. Dis nie. Christendom is 'n teokrasie. Dit beteken God is die ene wat sê, en ek en julle gee gehoor. Weet julle, God se mense is totaal anders as die res van die wêreld. Dis wat by Exodus begin gebeur het. God red hulle onder daai nasies uit. Hy wil hê sy kinders moet totaal anders lewe. En ek en julle gaan in Levitikus ontdek, hoe wil God hê moet ons lewe. Ons gaan nie al daai goed doen nie. Baie van daai dinge is in Christus vervul. Maar ons gaan verstaan wat dit vir ons vandag beteken. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons bely dit in skaamte dat Levitikus vir ons partykeer moeilik is, dalk selfs al vervelig gewees het. En dit terwyl u besig was in u volmaakte raadsplan om 'n skadubeeld van Christus voor Israel af te skets. En ons bid dat u vir ons sal help in hierdie reeks, dat dit vir elke een tot groot seën sal wees, dat hulle wat u ken, u nog meer sal bewonder, en dat hulle wat u nie ken nie, Jesus Christus sal raak sien in Levitikus, hy wat in ons plek kom sterf het, die soenoffer, die versoening, wat daar tussen God en mense is. En ons bid dat u genadig sal wees, en hulle sal red.
kom ons te hulp. Doen dit vir die eer van u naam. Help ons om, soos 1 Petrus 2 vers 9 sê, 'n heilige priesterdom te wees wat vir God afgesonder is en wat die deugde en die lof van God verkondig, omdat ons totaal anders is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.